wil ek net gesê ons het daai hierdie scenario gehad met die met die toukie en die blokkies op die tafel en ons het tou en ons het 'n ding en 'n gewiggie hang en alles is in 'n rus, alles is in ewewig. En toe het ons gesê, goed, voordat ek enige vraag gaan lees, gaan ek vrye liggaamsdiagramme gaan teken. Ek gaan teken hulle. Toe het julle gaan beskou. Okay, wat bedoel ek met beskou? Ek het gaan highlight. Ek het die kragte wat nie in loodreg is met mekaar nie, Louis. Jy gaan vir my skryf. Die kragte wat nie loodreg is met mekaar nie, ek gaan opbreek in loodregte komponente en toe het ek nog verder gegaan want omdat hulle vir my sê die voorwerpe is in ewewig. Okay, so ewewig en as jy soos yes, want die voorwerpe is aan stoel, so ergens moet die kragte gelyk wees aan mekaar. Okay? Nou omdat ons net twee kragte het, is hulle gelyk aan mekaar. Twee gelyk aan mekaar. As julle met my. So toe ons dit gekyk het, toe vra hulle vir jou definisies, teken 'n vrye liggaamsdiagram. Toe vra hulle vir jou hoe groot is T2 se x-komponent. So daar's T2 en sy x-komponent en ons het gesien omdat hier net twee kragte is en omdat die voorwerp in ewewig is, moet hulle gelyk wees aan mekaar. En omdat hierdie tou een tou is, dieselfde tou, dieselfde spanning, is daai spanning en daai spanning ewe groot. En omdat hier net twee kragte is in die horisontaal, omdat die voorwerp stil staan, moet hierdie ene en daai ene gelyk wees aan mekaar. Ja? Juffrou, ek het gewonder, hoekom kan ons nie sê tou 2, daai wat skuins is ook 171,5 nie? Hoekom net so sy horisontale is? Want Nadia, sê maar ek is hier in hierdie driehoek, nee, Pythagoras se bewys van driehoek, kan jy onthou die waardes? Is dit soos 3, 4. Kan ek dan sê, die een is ook 3? Want die een is aan 3. Ja, maar juffrou, dis soos, want is tou 1 en ek voel ons tou gelyk, dis met tou 1. Nee, die horisontale komponente is gelyk aan mekaar. Okay, so jy kan nie dit aanneem nie. Okay. Goed, toe vra hulle vir jou, maar wat is die grootte van die y-komponent daar? Ek gaan teken ek weer vir myself 'n driehoekie. Kan jy sien ek gaan teken oor en oor en oor en oor 'n driehoekie, né? Nee? Jy kan met elke vraag vir jouself dit weer gaan teken. Ek het vir myself gaan oorteken, sê ek reg. X-komponent het hom gaan uitfigure, dit was die vorige vraag gewees. Y-komponent soek hulle, ek weet wat is daai hoekie, so toe sien ek y-komponent, x-komponent, hierdie is tan, en toe met die tan som toe gaan figure ek uit, wat is die y-komponent. Right, en toe die laaste vraag vra hulle vir jou, wat is die gewig van P? Is ek reg? Terug by my skets, daar is P se gewig. Ek kan nie net sê Fg is M maal met wat ook al nie, want ek het nie sy massa nie. Dis dan basically wat hulle vra. Okay, sy sê goed, ek het hom pers gehighlight, ek het hierdie in pers gehighlight, hierdie twee moet ewe groot wees, hoekom? Want die voorwerp is in ewewig, hy beweeg nie op of af nie, so omdat hierdie in 120 is hierdie in ook 120. Sharp. Okay, goed, dan het ek dink jy nog in jou notas vraag 5 gehad wat jy moes doen. Het ek vir julle datavelle gister uitgedeel? Ja, Vraag 5 by die werkspel. Vraag 5. Okay. Goed, so werkspel, vraag 5, bladsy 18, sjap. Okay, julle twee, hulle vra vir jou, bereken, want ek gaan julle ook skuif. Bereken die wrywingskrag indien 'n krag van 110 Newton benodig word om 'n 15 kg massa stuk te versnel. Okay, so daar is jou massa stuk en kom ons sê hy stoot hom soontoe 110 Newton. Hulle wil weet wat is die wrywingskrag en die massa is 15 kg en om te versnel teen 3 meter per sekonde. Ek sê versnel, jy sê vir my Jessica? As ek sê versnel.
Newton se tweede wet. Okay, geef my Newton se tweede wet in woorde. As die nettokrag Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, versnel in die rigting van die nettokrag. En as die voorwerp nee, die versnelling is evenredig aan die nettokrag of onevenredig aan die omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Okay, Maria sê hom. Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die nettokrag. Versnelling is direk evenredig aan die krag, omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Mooi. Okay, goed. So ek het nou regs gekies as positief. Hoekom? Want hy word regs getrek of wat ook al in my prentjie. Ek dink julle prentjie wys dit ook wat ons in die klas geteken het. Word hy regs gestoot, so dit sê vir my versnel regs. So ek het 110 minus FK is gelyk aan 15 maal met 3. En dan kry ons dus 110 minus 45 is gelyk aan FK. So jy kry FK om te wees 65 Newton. Het julle, is die antwoorde nie agter my? Nou, hoekom vra julle as ons vraag 5 merk? Okay. Goed, in julle notas, terug. Okay, ons het daai gedoen, wat is die versnelling? Okay, nou gaan ons na Newton se derde wet van beweging toe. Okay, so, kom ons recap net gou vinnig weer, Cameron, Newton se eerste wet. 'n voorwerp sal in sy toestand van beweging, van rus op beweging teen 'n konstante snelheid volhard indien hy nie nul nettokrag het. Ja, tensy. Tensy in nie nul. Mooi, ja. 4. Sean, Newton se tweede wet. Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp in 'n krag op 'n voorwerp in Nettokrag. sal die voorwerp versnel in die rigting van die nettokrag. Dink ek. Die versnelling is direk evenredig aan die nettokrag of die dink ek. Sê weer? Direk evenredig aan die nettokrag Ja. en omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Mooi. Okay, nou is ons by die derde definisie. Okay. Jy. Dit sê wanneer voorwerp A 'n krag op voorwerp B uitoefen, oefen voorwerp B gelyktydig 'n krag van gelyke grootte in die teenoorgestelde rigting op voorwerp A uit. Okay, goed. So. Ek oefen 'n krag op 'n stoel uit, né? Kan jy hoor? Stoel stappe. Okay. So ek oefen 'n krag op 'n stoel uit. Wat voel ek in my boude? Is dit die krag wat ek op 'n stoel uit oefen? Nee, dit voel die stoel. Wat voel ek op my boude? Die krag van die stoel op my boude. Nou as ek nie heeltemal rus op die stoel nie, wat is die krag wat ek op die stoel uit oefen? Minder. En die krag wat die stoel op my uit oefen? Minder. En as ek hard gaan sit en nog 'n gewig op my sit, nog swaarder. Ek op die stoel op my. Dit is nie die derde wet. Okay? Of sê nou maar jy gym. Okay? Jy doen weights. Hoekom werk jou spiere as jy weights doen? Want as jy die weight vashou, het ek nou nie eens 'n weight hier nie. Okay, wanneer jy die weight vashou en jy doen dit, dan beweeg jy weight. Hoekom beweeg jy weight? Want jy oefen 'n krag op die gewig. Hoekom werk jou arm? Want die gewig oefen kragtig op jou arm. Sien jy net? Okay? So dit is Newton se derde wet. Nou die
key ding om te verstaan hierso is dat dit op 2 verskillende voorwerpe is. Okay? En dat hulle ewig groot is maar in teenoorgestelde rigting. So as ons weer teruggaan met my boude. Hallo, jy praat En Nadia vir 1 sekond iets vra. Courtney is by die atletiekbaan. Okay, Nadia. Sorry. Reg, moet ek die tafel vir jou skuif vanmiddag? Seker. Net die woord is as dit nie presies so lyk. As jy kwaad is, kom maak. Nee, ja. Okay, goed. Terug op ek wat sit op die stoel. Okay? Toe ons aan die heel begin het, die kragtediagram gaan teken. Okay? En ons het die normaal krag geteken. So hier is ons en ons het die kragte op my gaan teken, né? Nee? Die kragte op my daar is gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde, dis hoekom ek nie sweef nie. En die krag wat die stoel op my uitoefen. Nee, dit was dit as ek nou stil sit, daar's daar die 2 hier net op. Is daar die 2 kragte wat ons het. Wag, kom nog skien. Okay. Maar waar is die krag wat ek die stoel uit? En daar prentjie. Waar is hy? Die gravitasiekrag is die krag wat die aarde op my uitvind. Nee, ek op die stoel nie. Nergens staan daar prentjies ek op die stoel nie. Sien jy? Nee, maar dan sê alle ander werk wat ek vir jou van tevore geleer het verkeerd. Dit is nog voorbeeld. Okay? Juffrou, jou vraag is verkeerd. Want daai kragtediagram is die kragte wat op juffrou uitgeoefen word. Wat is die kragte wat op die stoel uitgeoefen word? Is juffrou op die stoel. Sê hulle net? Dit is crucial. Dit is op 2 verskillende voorwerpe. So hulle is nie eens op dieselfde kragtediagram. Okay, hulle is gelinkt met mekaar want dit is ewig groot en teenoorgestelde in 'n rigting. Stoel op my, ek af op die stoel. Ewig groot, maar is op 2 verskillende voorwerpe. Okay? So sê net maar hierdie is my kar het gaan staan. Okay? Dan, ons sien nou sterk, as ek my kar gaan stoot, oefen die kar, ek oefen 'n krag op die kar uit, die kar oefen 'n krag terug op my uit. Ewig groot, teenoorgestelde in 'n rigting. Dis hoekom ek hyg na my asem as ek my kar stoot. Dis my bene pyn wat ek met hom stoot. Want ek my kar beweeg dan vorentoe omdat die krag wat ek hom uit. Dis julle net? Okay. So die kragte kanselleer nie mekaar uit nie. Ons is nou by ewewig nie. Ons is net by 2 verskillende voorwerpe wat dieselfde grootte krag ervaar. Sjoe. Okay. Daar's so 'n grappie in Juffrou Salome se klas op bo wat sê Newton's third law says I slap my car slaps me back. Gaan ek hier terug na die klas toe, dan al die grappies gaan vir julle hierdie jaar sin maak. 90% van die grappies gaan vir julle hierdie jaar sin maak. Dan gaan julle lekker lag. Okay, goed. Ek lees verder. Sê daar. Die 2 kragte is ewe groot, maar werk in teenoorgestelde rigtings. Okay? So dink as ek op die stoel sit, stoel terug op my. Af, op. Omdat die kragte op 2 verskillende voorwerpe inwerk, beteken dit nie noodwendig dat die voorwerp in ewewig is nie. Okay, want dit is op 2 verskillende voorwerpe. Belangrik, die kragtepare kan mekaar nie uitkanselleer nie omdat hulle op verskillende voorwerpe werk. En dan sê ek vir jou Newton 3, daar is my Romeinse syfer 3. Newton 3 is van toepassing in alle situasies. Menende, as hy in 'n rus is, as hy teen 'n konstante snelheid beweeg, as hy versnel, Newton 3 is altyd daar. Jy het dit nog nie geweet nie, maar vandat jy gebore is dit daar. Okay, goed. So, hier sê ek vir jou, wanneer jy 'n kar met 'n krag van 400 Newton stoot, versnel die kar, ek dink joune sê kar, as gevolg van die krag. Wat is die krag wat die kar op jou uitoefen? Okay, dan gaan jy sê, juffrou, hierso sê net maar ek teken die kragtediagram van die kar, nee? Dan is daar 'n krag wat ek op die kar uitoefen van 400 Newton. Daar's gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde, normaalkrag loop terug met die oppervlakte, daar's net 'n bietjie wrywing ook in die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging. Maar as ek die kragtediagram oefen van teken
van die kragte wat op die man uitgeoefen word, dan het ek die krag van kar op man. Ek het gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde en ek het normaal krag loodreg met die oppervlakte. Sê gou vir my, wat 'n rigting is wrywing dan? Okay, so kom ons dink gou. Ons my prentjie. Ek wil my kar stoot. Nee, sê net maar as die grip op my skoene nie. Waar toe kom my voete? Tjoep, soontoe. So wat se kant is wrywing? En die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging. Sodra oomblik wat ek die kar stoot en hy beweeg nog nie. En ek wil nie gly nie. Dan is my druk in die ander. Dit is 'n bietjie groter somme, maar dis nou nie my les vir vandag nie, maar daar's wrywing. Is eintlik statiese wrywing, sorry. Wat wil julle nou gesê? So, wat vir ons belangrik is hierdie krag en hierdie krag is ewe groot. Daai twee kragte is ewe groot. Hierdie is ook 400 Newton. Juffrou, die man beweeg nie terwyl die kar stoot. Die oomblik, hy wil hom nou laat beweeg. Dit is nog steeds net statiese wrywing. Ja, so hierdie moet dan ook staties vir die voorbeeld wat ek hier verduidelik het. Ons vir die kar loop nog nie. Ja, maar eintlik hy versnel nou nog nie. Vir my pre, hierdie is nou net 'n konsep wat ons gaan nie somme doen nie. Dit is net 'n konsep wat jy moet verstaan. Okay? So die krag wat jy op die kar uitoefen, is die krag wat die kar op jou uitoefen. Selfde grootte teenoor selfde rigting. Okay. Nou wat hulle baie keer gaan doen, veral met hierdie vraag is 'n multiple choice tipe vraag. Hulle gaan sê, jy stoot die kar met 'n krag van 400 Newton. Wat is die aksie-reaksiekrag van hom? Die aksie-reaksiekrag of Newton se derde wetkrag van hom? Ek gaan vir jou 'n klomp opsies gee. Die belangrike deel hierso is as hulle dit vir jou vra, dan sê jy goed, hulle vra vir my, hulle gee vir my die krag wat man op kar uitoefen, is 400 Newton. Okay, so kan julle sien wat sê ek vir myself. Ek sê nie net FA nie, ek sê F man op kar. As hulle vir jou vra wat is sy Newton 3 aksie-reaksiekrag, sy Newton 3 aksie-reaksiekrag, dan gaan ruil jy net hierdie twee goeters om. Okay, dan gaan jy sê wel, dit is die krag wat die kar op die man uitoefen. En dan is dit 400 Newton, en as hierdie een links is, dan is hierdie een regs. Ewe groot, teenoorgestelde in 'n rigting. Sharp? Okay, volgende, ook 'n multiple choice voorbeeld vraag gesê, 'n vuurbel word aangedryf deur die aksiekrag van 'n ontploffende brandstof teen die soliede kop van 'n vuurpyl. Okay, so, daar is my vuurpyl. Okay, hier binne is daar 'n ontploffing. Is eintlik hierso, is die gas jammer. En daar kom gas uit. En daar skiet die vliegtuig. Julle met my? So daar's 'n ontploffing, ag nee, vliegtuig nie, rocket. Vuurbel. So daar's 'n ontploffing daar binne en daar kom die gasse uit en die vuurpyl styg op. Nou vra ek vir jou, 'n gelyke maar teenoorgestelde krag word deur die vuurpyl op die ontploffende brandstof uitgeoefen. So, ontploffende brandstof oefen 'n krag op die vuurpyl uit, hy gaan. Maar hulle sê vir jou, daai vuurpyl oefen 'n krag op die brandstof uit. Brandstof op die vuurpyl, vuurpyl op die brandstof. Nou is my vraag aan jou, hoe beweeg die vuurpyl dan vorentoe? Krag van brandstof op vuurpyl, vuurpyl op brandstof. Moet jy nie stil staan nie? Oop vir enigiemand. Ja? Die gas wat onderuit stoot. Jy moet daaroor praat? Die krag wat onderuit stoot, maak 'n krag wat
Maar wat stoot die krag onderuit? Die rook wat onderuit. Ja, maar wat stoot die rook uit? Enigiemand? Die ontploffing. Ja, die ontploffing, maar die gas kan net daar bly. Is dit dan die krag wat die vuurpyl op die ontploffing? Ja, so hy ontplof daar dan druk hy op die vuurpyl. Nee, en dit maak dat die vuurpyl vorentoe beweeg. Maar op dieselfde tyd oefen die vuurpyl 'n krag op die ontploffing terug uit. Dis die derde wet. Ontploffing, vuurpyl, vuurpyl, ontploffing. Juffrou, soos in, kan jy net sê soos in Newton se derde wet, soos is werk, alles werk die krag en alles uit. Maar hoe beweeg hierdie vuurpyl dan vorentoe? Die krag van die ontploffing is groter as wat die krag van die vuurpyl ontploffing is. Nee, dis nie net in die derde wet, net in die derde wet sê hulle is ewe groot. Juffrou, dis soos 'n Uitsmond. side effect. Juffrou, soos die alles gebeur en dan moet iets vrygestel toe die krag daar uitgewerk word en daar toe. Nee, so die krag wat die ontploffing op die vuurpyl oefen, is die krag wat die vuurpyl op die ontploffing uitoefen, wat nou maak dat die gas uitgaan agtertoe. En die krag wat so ek gee vir julle die antwoord, maar julle fokus nie. Die krag wat die ontploffing op die vuurpyl oefen, maak dat die vuurpyl vorentoe gaan. Die krag wat die vuurpyl op die ontploffing uitoefen, maak dat daar gas agteruit gaan. Ja? Juffrou, dis verskillende voorwerpe. Dit is op verskillende voorwerpe. Juffrou, die vuurpyl wat vorentoe gaan het niks te doen met die gas wat uitkom nie. Want die een krag is op die vuurpyl, dit maak dat die vuurpyl vorentoe gaan. Die ander ene is op die gas wat maak dat die gas uitgaan. Gas, vuurpyl, twee verskillende goeters. Hulle oefen gelyke kragte op mekaar uit, maar hulle bewegings is afsonderlik van mekaar. Is julle met my? OK. Goed, so ek wil net hê julle moet daai konsep verstaan. Reg. Kom ons kyk hier, so dit sê, 'n 6 en 'n 4 kg blokke word vorentoe gestoot deur 'n 20 Newton krag soos aangerei op 'n wrywinglose oppervlakte. Right, so geen wrywing nie, hulle word gestoot. Julle kan die prentjie sien? Julle kop? OK. Goed. Nou vra hulle vir jou, bereken die krag wat A op B uitoefen. Nou heel eerste. Is hierdie goed in rus of beweeg hulle? Hulle moet beweeg want ons geen wrywing nie. Dit is soos 'n ysblokkie op 'n ander ysblokkie. Okay, of op 'n stuk glas of wat ook al, tafel. Daar's geen wrywing nie. So as jy hom net so 'n bietjie raak, dan gat hy. Okay, so hy moet versnel. Want ons niks wat keer dat hy stadiger gaan. Okay? Nou het ek dit gesê, Bernard. Wat het ek gesê? Ek het gesê, versnel. So wat moet jy sê? En go for it. Wanneer Wanneer 'n netkrag op 'n voorwerp inwerk, gaan dit in die rigting van die netkrag versnel met die rigting van die netkrag. Die versnelling is direk evenredig van die krag en omgekeerd evenredig van die massa van die voorwerp. Pragtig. Goed. Nou voordat ons die vraag begin antwoord, wat gaan jy doen, Carissa? Carissa? Jy gaan 'n vrye liggaamsdiagram teken van die twee voorwerpe afsonderlik. Ek hoop julle het gister daai les geleer. Okay. En onthou weer eens om hulle gelyk te beskou, jy gaan by dieselfde antwoord kom, maar jy wil graag goeie punte hê einde matriek. Ja, jy wil. Ja. Okay, goed. So as dit A is dit B. Gooi my met die kragte Aljanay. Okay, Okay, so juffrou moet ek altyd sien dit net een. Gee dit vir my A. Ekskuus vir. A. Okay. Okay, juffrou so daar's gravitasiekrag af na die oppervlak van die aarde toe. Dan is daar 'n Ek luister vir jou. Ander mense luister nie. dan is daar 'n normaal krag wat van die oppervlak ek weet nie 'n loopkrag met die oppervlak Mooi. voorwerp
en dan, daai, jy prakties seker daai krag vandag is die wat moet zijn. Jy weet daai, Daar sit toegepaste krag, kos hom net F. ja, toegepaste krag, rechts, en dan, jy weet wat ons sê as wrijving, juffrou, maar jy het gesê, ja, is wrijving. Ja. Maar as nog 'n krag, hierdie ding gaan 4 punte tel. Wat raak nog aan A? B. Okay. So weer eens gaan jy moet die hele tyd 'n speletjie speel van wat as ek in daai ding se posisie was. Okay? So dink jy is A. Maak jouself 'n bolletjie. Jy's 'n A en hier voor jou is 'n gewig hier. As iemand jou hierso stoot, dan voel jy hoe stoot hierdie ding jou hierso terug, né? Nee? Dis nie net vry hiervoor nie, iets stoot terug op jou. Dis 'n bietjie weerstand daar op jou. So daar is 'n krag in hierdie rigting, die krag wat B op A uitoefen. Juffrou, is nou 'n stupid vraag, maar is F dan gelyk aan FB? Of van hulle is gelyk aan mekaar? Hoekom moet hulle gelyk wees aan mekaar? Dis nie soos die ander beteken. Maar hierdie, ons is nou net op voorwerp A. Hierdie is die derde week is op verskillende voorwerpe. Hierdie een en hierdie een is nie ewe groot nie, want hierdie is die krag wat 'n hand op hom uitoefen. Hierdie is die krag wat B op hom uitoefen. As hulle in 'n rus was, dan is hulle toevallig ewe groot. Maar hulle kan nie in 'n rus wees nie, want ons geen wrywing nie, so dit beteken hy versnel. Okay. Kailien, kragte op B. Gravitasiekrag en die moontlikheid van die normaalkrag, weerkrag en dan regs is die toegepaste. Okay, sê nou maar dis 'n hand. Raak, 1 2 3 4 5 6. Raak daai hand aan B. So dan is daai krag nie op B nie. Wat raak aan B? Krag A op B. Yes. So daar's 'n krag regs, krag A op B. Okay, want daai volle 20 Newton gaan nie reguit op B nie. Dit raak aan A en 'n gedeelte van daai 20 Newton gaan deur na B toe. So omdat A en B aan mekaar raak, so krag dit A op B uitoefen, B op A uitoefen. Okay. Goed. En daar's geen wrywing nie. Daar's niks wat B links stoot nie. As daar ligweerstand vas, dalk, maar daar's niks nie. So nou haal ek hierdie kragte is almal in dieselfde vlak, so haal ek hulle dieselfde kleur. Hierdie is in dieselfde vlak, dieselfde kleur en hierdie is dieselfde kleur. Okay, alles is 90 grade met mekaar en. Okay, nou gaan ek terug na die vraag toe. Die vraag was gewees, so ek gaan daar doen A en dan B gaan ek hierso doen, want A, dink ek gaan ek meer plek voor nodig hê. Okay, wat is die krag wat A op B uitoefen? Wat is die krag wat A op B uitoefen? Okay, waar is hy? A op B, daar's hy. Okay. Het hulle, okay. So A, B uitoefen. Ons het gesê hierdie stelsel versnel. Reg? Okay. Want daar's geen wrywing nie, so hy moet versnel. Newton se tweede wet. So as ek hierso gaan kyk na voorwerpe B, jy moet nou klein skryf hoor. Dan sit F net is gelyk aan M maal A en ek kies regs as positief. Hoekom? Want hy versnel regs, want hy word regs gestoot. So as ek nou net na B kyk, dan het ek net een krag regs en dit is die krag wat A op B uitoefen. Is gelyk aan M maal A. Ek is by voorwerp B. Hy word regs gestoot, so ek kies regs as positief. Ons het een krag regs. Die krag wat F op A, A op B uitoefen. Jy weet my. Okay. Ek weet nie wat is daai krag nie, probleem. Ek weet die massa van B is, wat sê dit vir jou? Sê jy? 4 en sy versnelling weet ek nie. Hoe nou? Nou sit ek vas.
Wat is die oplossing hier? Nee, ja, Rico. Gelyktydige vergelykings. Wat jy sê, juffrou, hier's 2 onbekends wat ek nie het nie. Okay? Maar ek weet volgens Newton se derde wet, daai krag is so groot soos daai krag. So as ek hom kan uitfigure dalk, dan kan ek net sê hy is so groot soos daai in dieselfde rigting. Okay. So, ek krap nog nie dood nie. Nou gaan ek gou eers kyk na A. F net is gelyk aan M maal A. En as jy aan die begin regs gekies het as positief, dan stiek jy. Jy mag nie halfpad deur 'n som of 'n vraag rigting verander as positief nie. Okay. As ek kyk na voorwerp A, dan het ek F wat reg is en F van B op A wat links is. So ek gaan hulle minus van mekaar. So ek het F minus F van B op A is gelyk aan M maal A. Hoekom wat gebeur het? Hoekom is F minus F van B is my van A? Want die voorwerp versnel. So versnel is haar formule. Waarvoor is aan F net is die netto krag. So plus en minus. Hierdie een is regs, hierdie een is links. So hierdie ene minus daai ene gaan vir jou die netto krag gee. Okay. Ek verstaan nie lekker wat jy nie verstaan nie. Ek verstaan ook nie lekker wat ek Alrighty, kom ons gaan aan en dan kyk jy of jy meer vir my kan sê wat jy nie verstaan nie. Okay, goed, so F se krag is 20 minus FB op A, want ek het dit nog nie, is gelyk aan die massa is van A is wat? 6 kg. Dankie. 6 en, ek het ook nie sy versnelling nie. Maar nou sien ek, wait a minute juffrou. Maklik, want daai en daai is mos ewe groot, volgens net is die derde wet. So in plaas van skryf FBA, kan ek net sê 4A. Nee? Hulle is mos ewe groot. Hierdie is gelyk aan 4A. En hulle twee is ewe groot. So jy vervang F, A, B in met 4A. Ja. So ek het hier 20 minus 4A is gelyk aan 6A. En dit gee vir jou 10A. Jy vat hom ons oor aan die ander kant toe. Hy word 10A. En dan het jy 20 is gelyk aan 10A. So jy kry die versnelling om te wees 2. Wat is fout? B. Okay, so nou hier is woordsomme. Julle favourite tipe somme in wiskunde. Hierdie vak is toegepaste wiskunde. Sê nou aan wiskunde, jy het 4x plus 10 is gelyk aan, ek gaan nou kyk wat hierdie som sin maak. Kom, ek maak dit is gelyk aan 18. Nee, wag gou. Wag. Ja, is gelyk aan 18. En ek het hierso 4y plus 4x is gelyk aan, sê jy? Dis wat ons nou wiskunde. Regtig? So, hierdie is toegepaste wiskunde. Kom ons sê hierdie is gelyk aan, ek gaan nou mooi dink hierso. Kom ons maak dit 22. Okay, goed. Nou vra ek vir jou, wat is y? Wat gaan jy doen? Jy gaan eers hierdie een gaan uitfigure, né? Nee? Hy sê hierdie ene is 4x is gelyk aan 8, so x is gelyk aan 2. En dan kan jy daai x daar gaan invul. So dan gaan jy sê 4y plus 8 is gelyk aan 22. 4y is wat sê 16. Nee. Dis 16 nie. 14? En dan y is gelyk aan wat? 2, 3, ietsie.
6, 7. 5. Okay, is jy met my weer? Okay, jy ken nie die wiskunde. Lyk vir jou bekend? Nou in plaas van x en y, het ons net a's en f nette. Okay, dis letterlik al wat ons hierso het. So, ek sê goed, ek het hierdie ene gevat. Waar is ek nou? Nog ene terug. Okay, so ek het, kanselleer geraai het. Ek het f is gelyk aan 4a. Nee? Okay, ja. En nou het ek, daai is gelyk aan daai. So, f is 4a, so jy gaan vul ek het net die 4a daarin. Sê met my. Okay, so nou het ek die versnelling. Wat is die vraag gewees? Bereken die krag wat A op B uitoefen. Maar wait a minute, hier is hy, die krag wat A op B uitoefen. En ek weet nou wat is A, is 2. So ek kan hom net daar invul. So ek gaan sê, goed, dit wil sê die krag wat A op B uitoefen is 8 Newton. Okay. Nou graad 11's, daar's baie makliker maniere om hierdie te doen, maar ek wil hê julle moet die konsep verstaan want hierdie vraag is hopeloos te maklik vir graad 11. Okay? So ek het 'n baie maklike vraag gaan overcomplicate dat julle die konsep verstaan wat hier aangaan. Okay? Sê met my wat ons hier gedoen het. Ek het gekyk na die ene, ek het gekyk na daai ene, ek het hulle gelyk gestel aan mekaar. Sharp? Hoekom mag ek dit gedoen het? Want volgens Newton se derde wet is daai krag en daai krag ewe groot. Okay. Goed, wat is vraag B? Wat is die krag wat B op A uitoefen? Wat het ek nou al 3 keer gesê? Volgens Newton se derde krag wat A weet in dieselfde rigting. So, hierdie een is 8 Newton. As nou net daar gesê nog regs ook, want dit is 'n vektor. So dan gaan ek nou hierso sê, wel, volgens Newton se derde wet is die krag wat A op B uitoefen gelyk aan die krag wat B op A uitoefen. So dit wil vir jou sê 8 Newton, maar hierdie keer is hy links. Sharp? Kyk, volgende vraag. Sê hulle vir jou, 2 trollies word in teenoorgestelde rigtings gestoot deur 'n ontspannende veer. Watter een versnel die vinnigste? So hierdie ene is 'n multiple choice tipe vraag. Okay, maar enige multiple choice vraag is nie 'n hoe goed kan ek raai vraag nie. Multiple choice vraag moet jy 'n formule neerskryf en jy moet 'n sommetjie tipe ding doen. Okay, so dis wat ons hier gaan oefen. 2 trollies word in teenoorgestelde rigtings gestoot deur 'n ontspannende veer. Watter een versnel die vinnigste? Okay. Goed. Is julle met my? Wat gaan ons doen? Vrye liggaamsdiagram teken. Okay, so ons het gravitasiekrag, normaalkrag. Ons gaan obviously nou aan die missie wrywing nie, want hulle noem nie wrywing nie. So die 2 kg het 'n krag daarvan die krag van die veer. God. Gravitasiekrag, normaalkrag en die 4 kg ervare krag hierdie kant toe die krag van die veer. Nou hierdie is dieselfde konsep as die spanning in die tou. Okay? Dit was my foon hoor. Die krag van die spanning in die tou, selfde spanning, selfde ding hier, selfde veer, selfde spanning. Is julle met my? So hierdie 2 kragte is ewe groot. Okay. So die kragte op die 2 blokkies is ewe groot. Beteken dit hulle versnel teen dieselfde spoed? Wat sê Newton se tweede wet nou weer? Het jy geantwoord, Colleen? Het jy geantwoord? Wat jy geantwoord? So geef my Newton se tweede wet in woorde. Ek sien so. Bel iemand. Louis. Jou man, jou vriend se lewe is in jou hande. Wanneer wanneer netto krag aan 'n voorwerp en werk. gebruik ook my F-net. Yes, ek bly jy gebruik het. Jy maak my hart so bly, Louis. So bly. Wanneer my F-net aan my voorwerp netto krag, sorry,
Ek sê, juffrou, kyk wat hierdie grafieke doen in my juffrou. Wat? Kyk wat hierdie stupid grafieke aan my gedoen juffrou. Wat is 'n grafieke? Van die Daar's 'n diagram. vrye liggaam diagram. Wanneer 'n netto-krag Wanneer net ek aan 'n voorwerp in werk? aan werk versnel die Voorwerp. voorwerp in die rigting van beweging Van die netto-krag. van die netto-krag. Die versnelling, want dis die crucial deel. Dis wat ek nou wil hoor. Die versnelling Versnelling direk evenredig aan die netto-krag. En omgekeerd evenredig aan die aan die massa. van die voorwerp. Okay, goed. Louis het uitgehou en ek like dit. Okay, goed. So belangrik. Die versnelling is direk evenredig aan die krag Tian en Neil. Ek help hom met sy beskryf. Julle twee. Ek is bevrees julle twee help mekaar van die walle van die sloot. Like dit vir my. Okay. Ek kan nou die definisie sê. Ek help nie. Ek sê die definisie. Kyk. Wanneer Wanneer 'n netto-krag op 'n voorwerp in werk, sal die versnelling in die rigting van die netto-krag in werk En die versnelling in die rigting van die netto-krag. wees? wees. En dan die versnelling Luister hier, Louis. evenredig aan die netto-krag en omgekeerd evenredig aan die massa. Sien juffrou? Hoe het jy hom gehelp? Ek vra net van die formule juffrou. En toe die wysheid Soos wat ek gedoen het. So ek het hom gehelp. Ek is bly jy help hom. Okay. Goed. Belangrik. Het jy gesien wat ek geskryf het? Die versnelling is direk evenredig aan die netto-krag. Die versnelling is omgekeerde evenredig aan die massa van die voorwerp. Nou sê nou maar hierdie is nie 'n multiple choice vraag nie. Dan sal hierdie vraag 3 punte tel. Okay? Want hulle sal vir jou sê wat is die versnelling vinnigste en om jou te guide sal hulle dalk vra verwys na relevante formules. So jy moet hierdie gaan neerskryf. Heel eers, gaan skryf jy daai neer. Kry punt vir dit. Dan sê jy goed. Omdat dit dieselfde veer is, spring is, wat daar is, gaan dieselfde krag op hulle albei uitgeoefen word. So jy gaan sê F net is dieselfde vir albei. Dis geen effek of eintlik invloed op A. Okay? So die netto krag is nie die bepalende faktor vir wie gaan die vinnigste nie. Is julle met my? A. Okay? So nou moet ons kyk na die massa. Die versnelling is omgekeerd evenredig aan die massa. So hulle vra vir jou watter een gaan die vinnigste gaan? Die vinnigste gaan wees een wat die ligste is. So kyk tussen daai twee. Die 2 kg is obviously ligter. So ons gaan sê 2 kg is ligter. Dus is sy versnelling die groter. Hallo julle? Dis reg. Het julle vinnig hardloop? Het julle mooi aangegee? Dan is ons bly. Okie dokie smokies. Goed. Hoe baie tyd het ons nog oor? 10 minute. Okay. Goed, so ek wil graag gaan na vraag op bladsy 16 vraag 3. Bladsy 16 vraag 3. Ja. Soos hy gaan nie, omdat dit dieselfde is vir albei, as dit net die netto krag is wat effek het, gaan hy albei evenredig of met dieselfde grootte laat versnel. So ons wil weet wat is die vinnigste. Okay, hulle sê vir daar. In die diagram hieronder
is 'n 2 kg blok verbind aan 'n 1 kg blok deur middel van 'n ligte onrekbare touwtjie. Die blokke word teen 'n skynsvlak opgetrek wat 'n hoek van 28 grade met die horisontaal maak. Die sye van die blokke wat die skynsvlak raak, het dieselfde area, wat beteken hulle gaan dieselfde wrywingskoëffisiënt hê. Die kinetiese wrywingskrag tussen die 1 kg blok en die skynsvlak is 4 Newton en die ander ene is 8 Newton. Nou vra ek vir jou teken 'n vrye liggaamsdiagram en wys al die kragte wat op die 1 kg blok uitgeoefen word, maar voordat jy eintlik daai vraag lees, gaan jy vir die 2 kg sinne ook teken, né? Ja, en jy gaan opsplit en jy gaan highlight. Dan vra hulle vir jou, bereken die grootte van die spanning in die touwtjie. Nou, jou huiswerk gaan wees, hierdie vraag, die volgende vraag ook, maar ek wil jou gou help met vraag B. Okay? En daar is 'n bladsy oop op die volgende bladsy waarop jy dit kan doen, maar jy kan dit in jou skryfboek ook doen. Is by vraag B, sien jy tel 6 punte. Nou gewoonlik in wetenskap 3 punte beteken formulewaardes antwoord. 4 punte sê vir jou dalk 2 waardes invul want dit is 'n lang som of 2 kort somme. Enigiets meer as 4 punte sê vir jou 2 somme. Okay? So daai 6 punte sê vir jou ek gaan definitief 2 groot somme moet doen. Okay, hulle vra vir jou wat? Die grootte van die spanning in die touwtjie. So jy gaan na die 2 kg kyk, jy gaan na die 1 kg kyk, jy gaan sien by albei is daar 2 onbekendes wat jy nie het nie en dan gaan jy dit weer gelyk stel aan mekaar, soos wat ons vandag gedoen het in die klas. Okay? Maar hier is nou die groot som wat ek gesê het. Okay, so ons gaan eers vrye liggaamsdiagramme teken. Daar het ons die 2 kg en ons het die 1 kg. Okay. Mira, gee vir my die kragte wat op die 2 kg werk. Nadie? Ja. Normaal krag. Wat is? Met die? Okay, so as ek hom so teken, gaan hy reg wees. En waar is my oppervlakte? Hy moet dan skuins wees. Is julle sin nie in julle notas? Of wat 'n bladsy? Is dit wat ek sê? Okay. So jou skynsvlak is daar. Wag net gou 'n oomblik. So daar is normaal krag. Reg? Dan het ons ek nou by die 2 kg blokkie, het ek 'n spanning daar in die touwtjie en dan het ek wrywing. So daar is vir die 2 kg blokkie, maar jy is spesiaal, jy sit in hierdie klas, jy is oulik, jy doen bo gemiddeld. So jy gaan hierdie een gaan opsplit in sy loodregte komponente en jy gaan highlight. Dan vir die 1 kg blokkie het ons gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde. Normaalkrag loodreg met die oppervlakte. Dan het ek die toegepaste krag daar en ek het spanning in die touwtjie en ek het wrywing. Daarom stel daai ene 5 punte en jy los dit nie net daar nie, jy gaan hom opsplit in sy loodregte komponente. En highlight en dan doen jy die som met gelyktydige oplossing.